Waarskynlik moes daai ping 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 liedjie gewees het. Ta 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 ta. Want die hele dag is ta 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 ta. Ons gesels vanmôre juis met al die finaliste, die 5 finaliste in die Wennetroue kompetisie en nou gesels ons met ons eerste paartjie. Ja, beide van hulle is hier, nie net die bruid nie, ook die bruidegom. Ons gesels met Chanel en met Quentin. Môre julle. Môre. Môre Quentin, jy's half Brits, so ek gaan met jou in Engels praat. Maar Chanel, ons begin by jou. Chanel, waar het julle mekaar ontmoet? So, ons het eintlik, dit was my matriekafskeid en ek het 'n metgesel gekort. En my een vriendin op skool sê toe vir my, ek het hierdie neefie, soos maar ek kan met hom praat as jy wil hê. En ek sê soos ja, cool. En ons het mekaar gaan ontmoet vir melkskommels en van daar af dan deel hy het ja gesê hy sal saam met my gaan. Dit was die beste aand. Van matriekafskeid? Ja, so hy moes eintlik net my matriekafskeid metgesel wees en ja. Sure, dis indrukwekkend. Ja. Quentin, tell us about the engagement story. How did you propose? I took her to Clarence. So it was a rainy weekend. My whole idea was to go hiking and also go on the side of a cliff. But this one doesn't like hiking, so it was a mission just to get it out. So we ended up on a 1K walk, found a nice cliff, and then I asked the question. Yeah. Yeah, and obviously it was a positive reaction. Yeah, still yeah. So. Ja. Now, so she's not a hiker. No. No. What does she do well? What is something that you look at and think, wow, that's impressive? Her work ethic, just the way she presents herself. Like I said, it always makes me proud to see her. So yeah. Sure, dis mooi. Dis lekker om te hoor dat iemand trots is. Chanel, wat is jou gunsteling eienskap van Quentin? Ja. Ek sal definitief sê sy sagte haartjie. Hy het sulke goeie haartjie en 'n omgee haartjie en enigiemand met wie hy in kontak kom met hom sal weet sy haartjie is goed. So sy sal alles doen vir jou wat hy kan. Ja. This is amazing, Chanel. Was daar al tye waar julle as 'n koppel moeilike tye deurgegaan het saam wat julle mekaar moes ondersteun? Things times that you had to support each other and give everything. What were those moments? Ja, definitief. So ons was baie opgewonde om groot mense te wees en ons het toe besluit nie ons gaan saamtrek in 'n huisie in saam. En toe kry Quentin slegte nuus dat hy op kort tyd geplaas word by werk. En dit het obviously baie finansiële druk op ons geplaas. Ek meen ons het nou net uitgetrek en alles en ja, so dit was 'n stresvolle tyd, maar ek meen ons het daar gebid en ons het sommetjies gemaak en ons het dit maak werk en ons is hier nou. So dit was definitief 'n moeilike deel in ons lewe, ja. True. Quentin, if you think about your wedding day, is there something unique on the wedding day that you guys would like, that really like just showcase who you guys are as a couple? It was milkshakes for desserts, right? Ja, so iets met melkskommels, ja, want ek meen dit was ons eerste date was milkshakes. So. And it's always a fun activity when we go out. Yeah. So. Yeah. And Quentin, Chanel referred to the fact that sometimes you're forced to make decisions in life that are hectic and you have to sacrifice things for the sake of survival, and not only survival, the sake of the couple, sake of your love. The choices you guys made when you had that financial issue, it's not unique. Everyone has them, but surely you learned something about yourself there, didn't you? Yeah, no, you learn make or break. Either you, like say, you lose it from the situation, or you make the best of it. And I feel like we made the best of it. And like I say, I'm happy that we made it through it. So yeah, we're in a much better place now. So it's in the past. Yeah. Op jou einde gaan dit oor jou instelling. How you look at it. And how you hoe jy dit verwerk. Ja, definitief. Ons tweede paartjie Izaan en Reino kuier nou op die geelbank en ons leer hulle so 'n bietjie beter ken. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Die vraag natuurlik is, waar het julle ontmoet? Hoe het julle ontmoet? So ons het by 'n braai albei van ons vriende het ons uitgenooi en toe ons daar by mekaar uitgekom het, begin praat en ons kon net nie ophou praat met mekaar daai aand nie. Die vonk het net gespat. Van die begin af. Ja, so wel klaar. Hoekom Izaan? Wat is dit van Reino wat jy die meeste van hou? Ek hou baie van sy loyaliteit en sy passie wat hy uitbeeld in sy stokperdjies en in sy werk. Nee, dit ja. Loyaliteit en passie, dis nogal twee goeie punte. Hoorie so, praat 'n bietjie mos oor die verloving. Yes. Toe jy nou gevra het, hoe het dit gebeur? So dit was nou, ek het lank beplan en
toe kom haar verjaarsdag nou op, besluit ek nou na haar hele Pinterest bord ook gesien alles. Hoe jy het daar socials gestop? Ja, Natuurlijk, ek meen, waar anderste. en ja, beplan met haar ma gereël dat ons dit op haar verjaarsdag doen. En ek het 'n koek laat bak met so 'n klein label wat sê peel lift me. Ja. En toe sy soos wat sy die label aftrek en toe gaan staan ek al klaar op my knieë en staan daar op onder die label sal jy met my trou. Dit Kyk was 'n nou groot Dis verrassing gewees. Hier dog ek nee, dit is net 'n verjaarsdagpartytjie maar dit was heeltemal 'n verrassing gewees. So ek kan nie glo hy het soveel gereël sonder dat ek enigiets agtergekom het nie, maar ja, dit was definitief onverwags. Wel, dit is wat ek nou wou vra. Is dit iets wat jy so al verwag het gaan kom, maar glad duidelik nou nie. Nee. Hoe balanseer julle mekaar se sterkpunte en swakpunte uit? Ons ek voel persoonlik ons voel ons pas soos 'n legkaart in mekaar in, so met ons sterk en ons swakpunte. Dit ja, wat sal jy? Ja, ons vul mekaar aan. Ja. Daar ja, waar die ander een bietjie tekortkominge het, ja. kom staan die ander een weer sterk op. Ja, en ons hanteer elke uitdaging met liefde. So Ooh, ja, dis my vrou help my met wiskunde. Dis baie leuk. Nou, hoorie so, op julle troudag, wat sal oulik wees vir julle troudag? Want hierdie kompetisie gaan eintlik oor troudag, né? Yes, Oor 'n yes. bruilof. Yes. As jy nou moet dink aan jou bruilof, wat sal uniek wees by jou troue? Iets wat ons oor gepraat het al in die verlede is graag om mekaar se voete te was. Wat? Ja. Vertel ons 'n bietjie meer. So Ons sal graag, ons sal graag die Trek vol mekaar af, dis hoe dit werk, ja. ja, ons sal graag die Christelike deel daarvan doen. En noem dit nou maar die acts of service. So ja, en ons wil graag met mekaar se voete was en vir net vir mekaar sê, hoorie, ek is hier so vir jou en ek ondersteun jou in alles wat jy doen. En selfs vir my as vroulike rol en vir hom 'n manlike rol in 'n Christelike marriage, troue, Huwelik. so huwelik, yes. Is dit 'n baie groot ding vir ons. So en om ons troudag so af te skop, dink ons dit is 'n goeie manier. Mooi gesê. Was jy senuweeagtig toe jy nou haar ouers moes vra of haar ma moes vra, jy weet, of jy met haar Jo, dogter mag trou? dit was ek was jy dink daaroor en oor wanneer die tyd kom, hoe gaan jy dit nou hanteer? Met die ma, met die pa en ek moet sê gelukkig die manier hoe haar ma het hanteer het my baie gemaklik laat voel en dit was baie spesiaal om dit te kon doen en ja, ek is net bly ek kon dit doen en ek het baie vinnig ja gekry. So ja, nee, ek is baie bly daaroor. Na die verloving het my ma selfs gesê sy het trane in haar oë gekry. Sy kan nie glo haar oudste dogter staan om trou nie. Ag, julle. Dis kosbaar, baie geluk met die verloving. Maar in ons volgende paartjie is Clarice en Charles. Goeiemôre span. Môre. Lekker om julle hier te hê. Hoorie, so ons moet nou maar hierdie goedjies vra. Ons wil weet waar het julle ontmoet en so en waar was die verloving? So, maar kom ons begin by waar het julle ontmoet? So ons was toevallig op dieselfde tyd by dieselfde plek en ons het 'n vriendin wat ons in gemeen gehad het en die vriendin wou my net aan almal voorstel. Jy van daai vriende. Ja, wou my net sy wou my net gehad het ek moes almal ontmoet. En toevallig die aand sê sy vir my ja, luister, sy het 'n spesiale vriendin wat ek moet ontmoet. Ek sê okay, kyk ek sien skaam gewoonlik nie, ek praat baie oor die algemeen. Te veel. En ek volg haar toe en toe ek sien dis sy, julle, dit was 'n skok. Ek kon net sê hallo en toe loop ek. Draai hom loop. En hy's eintlik 'n verkoopspersoon, so hy praat baie. Hy babbel. So Ja. vir hom om net te sê hallo en weg te Het loop dit was niks vir jou te sê nie? Ja, ek dink hy was bietjie verstom van woorde. Sy was pragtig, julle. Nou hoorie so, watter tipe manier wys hy vir jou? Op watter manier wys hy vir jou is lief vir jou? Want kyk, almal het mos gesê love languages, net daar's 'n dingetjie wat iemand doen en so. En dis belangrik as mense in 'n verhouding is om te weet wat is as die ander persoon vir jou 'n koppie koffie gee, is dit dalk soms die heel grootste teken van liefde uit daai persoon se hart uit. Wat doen hy? So meestal hy sal onverwagste klein goedjies doen. Ek hou van die klein goedjies in die lewe. So byvoorbeeld 'n bos blomme by die werk. By die werk. Ja, by die werk. Kom ons sê hy sal al stop gou vinnig 'n bos blomme bring. Veral as ek kom ons sê 'n slegte dag het of net bietjie opcheering het of so. So
is die klein goedjies wat hy doen vir my. Is nie altyd die groot goed wat tel in die lewe nie, is die klein goedjies. Dis presies wat ek nou sê, daar is klein goedertjies wat tel, né? Charles, hoe het jy die groot vraag gevra? So ek en een van ons beste vriendinne wat ons het beplan ons is Kaap toe en ek weet nie hoekom nie, ek voel net die Here het dit op my hart gesit, so ek moes haar bo op Tafelberg gevra het. So ons het opgegaan en die reëling was dat my vriendin seker maak haar rug is teen my gedraai. Waar die vriendin se kerel toe 'n video geneem het, soos ek haar natuurlik benader en toe die vriendin vir haar sê luister maar, roep vir Charles hulle, laat ons almal saam 'n foto neem, toe draai sy om en toe staan ek op my knie. Oh. Ja. Was dit vir jou onverwags of het jy self iets verwag? Dit was my onverwags, maar ek het verwag ek gaan verloof raak in die Kaap. Want dis nou hoogtyd. Ja, dit is hoogtyd. Dis die eerste keer in die Kaap, eerste keer, verstaan, né? Dis hoogtyd. Maar ek het nie geweet waar en hoe of wat, maar ek het ietsie vermoed. So 'n klein ietsiekie. Dit was eers keer in Kaap. So van waar af is jy? Pretoria. Pretoria. Ja. En jy ook. Julle altyd van Pretoria af. Ja. Ons gesels met Luzaan en Eddie. Hulle is ons volgende paartjie in die wen 'n troue kompetisie. Goeiemôre span. Môre julle. Dis lekker om julle te praat en julle te leer ken. Kom ons begin maar by die begin. Waar het julle ontmoet? So ons het op die dansvloer ontmoet eintlik. Daar's sy. So Hey. ons het ek hou van dans, sy hou van dans en dit was eintlik 'n Woensdag aand. Ons ken mekaar al eintlik voor dit, maar Klein Saterdag. ja, klein Saterdag. En ons het letterlik ek het gevra, hoorie so wil jy gaan dans weer en ja, toe ons mekaar daar kry en toe dans ons en ja, toe wil ek nie meer sonder haar dans. Wat se dans? Sommige net dans of Sokkie dans. Ja, sokkie, ja. Sokkie dans. lekker lang arm julle. Ja, yskaste skuif ja. Van waar af kom julle? Ek is oorspronklik van Groblersdal, maar ek bly nou in Pretoria en sy's van tussen Botawil en Viljoenskroon. Maar sy bly ook nou hier in Pretoria, ons bly nou saam ja. So nou, die verloving. Hoe het hierdie gebeur? Hoe het jy die groot vraag gevra? Oh, okay. Ons het na vriende van ons toe gegaan in Warmbad en ons het wat is die plek se naam? Mabelingwe toe gegaan. En met die intrapslag toe ons al inry, het die koelerboks omgeval en die champagne het heel bo gelê. So die champagne het O, krisis. Die hele bak die hele vol bak gelê. vol gelê. Nee, dit klink erg. Ek Er was het net nie een dit bottel. gesien nie. En ja, ons het gery en die eerste gat champagne omgeval. Alles sy sê sy het tot vandag toe dit nie gesien nie. Ek dink sy het, maar sy wou dit nie gesê het nie. En toe gaan ons kry ons 'n uitkykpunt. Ek het daar so gefokus op kyk vir die soekie olifante. Ja. En weer eens ons het gestaan, gesê vir die mense, hoor ons wil 'n foto neem en ja, toe sy omdraai, toe staan ek daar op my knie en ja, toe vra ek haar. Dit het sy eers baie lank gevat om ja Dit te is sê. dis O, is dit lank gevat om ja te sê? Goeie sê. Het jy lank gedink? Wel, dis nie lank. Moes jy Maar mens bietjie moet hom dink. in 'n lyntjie hou. Ja, natuurlik. Ja. Luzaan, vertel vir 'n bietjie, wat aan hom maak die verhouding werk? Want kyk, jy maak dit altyd werk in any case. Ja. Maar wat aan hom maak die verhouding werk? Ek dink sy uithou vermoë. Hy's altyd kalm en maak my rustig op die ou einde van die dag. Ons is nooit in 'n erge stres situasie nie. Hy's altyd sorg, hoorie, dit gaan oukei wees en ja. En wat se romantiese goedjies doen hy enigsins romantiese goedjies by jou? Ja, hy wel hy bring elke oggend vir my koffie daarom. Dit tel. So, of ek nou wakker is of nie, ek weet daar is koffie as my oë oop gaan. Daar is baie belangrik, hoor. Moenie daai koffie onderskat nie. Nee. Ja. Eddie, wat is vir jou die mooiste kwaliteite van haar? Ja, sy wil almal net gelukkig hou. Dit is een van haar die sterk ding waarvan ek van hou en dat haar familie kom altyd eerste. Dit is ek hou daarvan sy familie vas en ek is ook so ek is ja. Hoe voel die familie so oor hierdie troue wat gaan plaasvind? Jy kan daai antwoord. Ons voel eintlik al deel van een groot familie. Daar's nog nooit gevoel iemand voel uit of snaaks nie. Ons is almal een groot happy family eintlik al klaar. Ek sê bly ons almal kom goed oor die weg. Dis ding nee, Dis 'n groot punt vir my ja, dat almal
goed oor die weg kom. My familie hou van haar en ek hoop haar familie hou van my, ek dink so. Ja, onthou dis haar pa se werk om jou ongemaklik te maak. Dis wat 'n skoonpa moet doen. Maar baie dankie. Die volgende paartjie in ons wennetroue kompetisie wat ons vandag die finaliste bymekaar het en die wenner gaan aanwys is Natasha en Herku en hulle kuier op die geel bank. Goeiemôre span. Goeiemôre. Lekker. Herku, het jy hierdie hemp uitgekies of was dit ander mense? Nee, was definitief Natasha. En my ma. Ja, en sy ouma. Ja, en my Ek dink as ouma. jy jou begin aantrek, dan is dit so half 'n ding wat jy dink gaan lank hou, né? Definitief. Ek stem saam. Maar Natasha, nou is vir so mooi dat jy sê en sy ouma. So jy kom duidelik baie goed oor die weg met sy familie. Ja, ag hulle is so 'n lieflike familie, regtig. Almal kom so goed oor die weg en dit is wat ek voor gebid het. So dit is so groot voorreg dat ons familie is eintlik so goed oor die weg kom en hulle is so lief vir mekaar. Sy ouma, hulle is 60 jaar al getroud en dis iets om op te kyk en sy maale wat ons eintlik so groot voorbeeld ook vir ons is. Want sy ma en pa sê vir mekaar ook dokkie. So oulik. Nice. Hoorie, so waar het julle mekaar ontmoet? So ons het mekaar ontmoet in Vanderkloof by vriende by 'n braai. Ja. En Ons was eintlik in dieselfde Bybelstudie. Ja. So ek is 'n dominee. Ja, so maar ons het nog nooit mekaar ontmoet by die Bybelstudie nie, want elke keer as hy werk, dan is ek daarso by die Bybelstudie en elke keer as hy werk of alles om nou natuurlik. En so nooi hulle ons nou na 'n jaar van harde werk, jy weet, laat ons bietjie lekker braai en dit was vir my so groot voorreg om hom te ontmoet toe. Maar eerstens ek wou nie enigiets te doen met hom hê, want almal wil altyd hulle soos ouma sê altyd, al die oumas sê, so, wil jy nie my klein seun ontmoet nie? Nee, meisie, ek het mos nou vir jou 'n man. Ja. Nee, so nee, toe ek hom ontmoet was ek eers bietjie teenstandig, maar hy het dit so maklik gemaak. Hy straal van die Here, so hy het letterlik soos 'n movie daar uitgekom en vir my so gekyk en toe dink ek net wow. Maar ons het so onder 'n waterval gegaan by sy werk en hy het vir my vir ja, die eerste dag so impulsiewe besluitjie wat ek gevat het en net as my daar by my werk onder 'n waterval ingetrek en net van haar gesê vertrou my. Ja, en ons het die mooiste reënboog gesien. So omdat ons so hard gewerk het en ons families mis want hulle is ver van ons, te sien ons 'n reënboog en ons het gevoel dit is ook 'n geskenk van God om te sê dis 'n nuwe begin. En hy het nog nooit 'n meisie gehad nie, so hy het baie hard gebid ook vir 'n vrou wat sy ewige vrou kan wees. So Wow, dis baie mooi, dis baie. Hoorie so, hoe vul julle mekaar aan? Daar's tye wat dinge moeilik raak. Mense kan nou maar sê wat jy wil, nie alles is maanskyn en rose nie. Maar hoe ondersteun julle mekaar? Jong, ons ondersteun omdat ons in 'n langafstandverhouding het, is daar baie uitdagings. So ons het op Sondag het ons altyd vra wat ons vir mekaar vra, soos hoe kan ek beter wees in die verhouding? En dan hoe kan ons meer Christus wys elke week vir mekaar en ons mag nie mekaar oordeel as ons hierso praat nie. So en dan ons is baie eerlik met mekaar dan. So ons veg nie eintlik nie. Ons is regtig mekaar se beste maatjies. So dit is regtig net amazing. Kommunikasie en eerlikheid. Ja, ons oorkommunikeer eerder as wat ons onderkommunikeer. Ja. Man, dis lekker om met julle te gesels vandag. Baie dankie Natasha en Herku dat julle op die bank saam met ons gekuier het. Julle is ons laaste paartjie van die 5. Hierna gesels ons met die borge Etienne Bedeker en Mariet van Niekerk van die Bruidgids. Onthou by Etienne Bedeker Prokureurs is spoed en doeltreffendheid die sleutel tot topgehalte diens. Besoek etiennebedeker.co.za vir meer inligting. As ons terugkom, dan gesels ons met die borge en organiseerders en dan wys ons die wenpaartjie aan.